Ek het gesels 'n bietjie met Marnay, sy is die hoof van bemarking hier by die Ons Winkels by Solidariteit Helpende Hand. En ons gesels oor die unieke waardeaanbod wat die Ons Winkels span dan nou bring na die groter strategiese oogmerke van Helpende Hand, sodat ons 'n bestaansrede kan hê, sodat ons kan voortbestaan en ons gemeenskappe kan help. Marnay, hierdie maand fokus ons nou op hierdie unieke waardeaanbod en ek het nou al so lekker by die Ons Winkels inkopies gedoen al by talle landswyd en ek moet sê die standaard is fantasties, die mense is vriendelik en is altyd netjies en lekker om in 'n winkel in te stap. Vertel my bietjie die impak wat julle as afdeling en as konsessienetwerk het binne in Suid-Afrika en binne in ons gemeenskappe. Wat doen julle en wat is julle werksaamhede? Dankie Renay. Ek is baie bly om te hoor jy so Ja, ek koop graag. So, jy ondersteun die Ons Winkels so baie Ja. dankie daarvoor. So spesifiek vir my maand fokus Helpende Hand nou op die Ons Winkels wat dan nou ons thriftwinkels is. Die Ons Winkels bied werksgeleenthede in die gemeenskap waar hulle dan nou geleë is en dan ook bied hulle bekostigbare items vir daardie gemeenskap se persone. Die winkelfondse, dit is vir ons baie belangrik. Winkelfondse maak 'n bydrae tot die Helpende Hand Studie Trust, tot die maatskaplike kwessies in daardie gemeenskap waar die winkels dan nou geleë is in al 13 streke reg oor die land. Ja. En dan ook maak dit dan nou 'n bydrae aan ons tak- en streeksprojekte wat dan nou deur Helpende Hand se streekspersoneel uitgevoer word in die verskillende streke oor die land heen. So dit is maar die kort en die lank van die Ons Winkels en hoe hulle impak maak dan nou in elke gemeenskap waar die winkels dan nou geleë is. Ja, kyk, is altyd 'n groot voorreg om as ek daar instap om te kan sien hoe die skenkings afgelaai word. Gewoonlik vat ek ook nou maar 'n paar goed saam. Ek gaan koop ek daarom nou nie net nie, maar ek gaan skenk ook. Maar is altyd 'n voorreg om in te stap en te sien hoe die gemeenskap saam speel en inkoop in hierdie unieke waardeaanbod wat Helpende Hand bied. En eintlik half die Ons Winkels het so been geword van Helpende Hand wat werklik 'n volhoubare fondswerwing ook bring vir Helpende Hand. Jy weet, dink as jy nou hierdie ou item, iets soos 'n paar skoene of 'n baadjie of 'n vreemde goed daar gesien, maar as jy dit kan aankoop en eintlik nou reg weer daai storie geskryf oor 'n lesenaar. As jy net 'n lesenaar gaan aankoop, jy weet 'n meubelstuk. Ja. En dan op die einde van die dag iemand se studiedrome bewaar het. Ons soos jy nou reg gesê, die projekte in die gemeenskap bevorder en dit is hierdie hartsprojekte waarmee die streke besig is, né? Absoluut. En dat het befondsing nodig om dit te kan uitvoer. Realiteit te maak. En dit is wat die winkels ons mee help. Ja. So elke stukkie wat ons aankoop maak 'n reuse verskil en Ek dit stem met jou 100%. Dat mens beter voel dat jy so 'n bietjie gaan geld spandeer daarso. Ek wil Altyd by vir 'n jou goeie hoor, doel. nee, ons almal is geroep hier by Helpende Hand. Ons het daarvan om te praat oor roeping. Ons waardeaanbod is, ons het 6 unieke waardeaanbiedings waarvan die Ons Winkels span 1 is. Maar ons is geweef binne in 'n roeping en dit is deel van ons DNS as ons hier by Helpende Hand kom sit en werk ook elke dag en uitgaan in die veld en vir elke eienaar en werk wat jy skep daar buite is deel, hierdie roeping bly altyd 'n kerndeel. Wat voel jy is die Ons Winkels se roeping hier binne in Helpende Hand? Ons almal het ons spasie, jy weet waarvan ons geroep is en julle aanbod verskil so bietjie van die res van maatskaplik, julle dra by tot dit. Maar dit verskil van praktiese projekte en die Ons Sentrum en so meer. So die winkelspan binne Helpende Hand sal ek sê is daar om ons winkeleienaars te help om sterk volhoubare besighede neer te sit vir hulle om te kan groei in 'n spasie en vorentoe te gaan sodat ons die winkelnetwerk kan verdiep en meer kan uitbrei sodat daai bydrae wat na Helpende Hand se kant toe kom nog meer kan help met maatskaplike kwessies en met die Studie Trust en ook dan nou ons tak en streeksprojekte van Helpende Hand se kant af. So dit is vir ons belangrik dat ons sterk netwerke bou met ons winkeleienaars sodat hulle om te kan groei en die struktuur te kan bevorder. Ja, ek moet sê julle doen dit baie goed. Ek onthou op 'n tyd ons lekker gesels oor ons wil groei en nou het ons 127 winkels landwyd. En toe onthou ek dit ons is 'n verdiepingsstrategie gedoen wat ons sê okay, nou gaan ons wat jy nou sê, fokus op hoe maak ons die standaard in al die winkels landwyd dieselfde. Julle handelsmerk, jy weet, jy kan daai winkel vertoon so mooi as jy daar aankom. Jy kan sien dat hierdie is 'n Afrikaanse winkel waar jy nou kan inkopies doen vir 'n winskoopie. Hier agter my is 'n bord vol waar julle oral winkels het en dit dis 'n riem onder die hart om te kan sien hoe hard julle werk ook daarso. Dis 'n absolute roeping, werkskepping. As ons praat van welstand deur werk syn by Helpende Hand, is nie noodwendig werkskepping in soveel sin nie, maar om iemand in staat te stel om sy werk met welstand te kan uitvoer, jy weet, en in die gemeenskap in te kan gaan en 'n verskil te gaan maak, waar ook al hy geplaas word in sy werksomgewing. En die werke wat julle dan nou skep, ek dink laas het ek en jy gepraat het, was omtrent so 300 plus werke wat al geskep is deur hierdie konsessienetwerk van die Ons Winkels. En dit is fantasties, dit is 'n absolute roeping, so dankie dat ook dat julle deel
Dankie. dit met die gemeenskap deel en ander mense versterk om ook entrepreneurskap te bevorder. Ja, dis baie belangrik ook vir ons. Dan wil ek by jou hoor, hoe kan 'n mens deel word van die Ons Winkel? Nou nie noodwendig van die span hier op hoofkantoor nie, maar hoe kan jy deel word van die roeping en die waardeaanbod wat julle elke dag dan vir ons sal buite neer lê? So by die Ons Winkels, ons vra as jy wil betrokke raak, skenk enigiets wat jy nie meer wil hê nie. Of doen jouself 'n guns, gaan krap 'n bietjie rond of koop iets wat jy dalk wat jy nie gedink het jy het nodig nie. Jy vind dit dalk net daar en dan het jy dit dalk dan nodig. So koop en skenk en dan laastens van ons winkeleienaars of van ons persone in die gemeenskap het so hard vir die saak. Hulle bied hulle tyd aan as vrywilligers in elke Ons Winkel om ook daar 'n bydrae te maak en van hulle tyd daar te spandeer en te help sorteer en so aan. So daarvoor is ons net so dankbaar. So dit hoef nie altyd 'n finansiële bydrae te wees nie. Jou tyd is ook net vir ons baie belangrik in die winkel as jy bereid is om 'n tydjie af te staan as 'n vrywilliger. En dan laastens, as jy meer wil weet oor die Ons Winkels en wat ons doen, ons webtuiste by www.onswinkel.co.za. Dis baie belangrik as jy daar wil bietjie meer gaan lees oor die Ons Winkels. So ja, dit is hoe jy kan betrokke raak en bietjie meer van ons kan sien. Ja, dit is altyd vir my lekker om op julle webtuiste te gaan. Dit is lekker verbruikersvriendelik en ek wil eintlik wat ek wil sien is net waar is die naaste winkel as ek in Secunda sit of waar ook al ek nou 'n bietjie kuier of 'n streeksbesoek het of so. En daarso kan 'n mens lekker sien wat is jou naaste winkel ook waar jy nou kan gaan skenk of dan nou kan gaan koop. Ek het nou spesiaal hierdie paadjie aangetrek vir vandag se gesprek want ek het hom ook gekoop by ons winkel. En dit is vir my eintlik so netjies 'n produk. Jy weet, dit is vir my mooi. Ek is mal oor hierdie kleur en alles. En hy het sommer so van die rak af gepas. So eerstens dankie vir my baadjie. Dit is 'n groot plesier. Dankie dat jy inkopies doen daar. Dankie vir alles wat julle vir ons doen. En ons nooi weer die gemeenskap uit. As jy nou die video luister, gaan koop, gaan skenk, onswinkels.co.za. Ons sien jou daar.